met vanaand se storie, hierdie een handel oor Walt Baartman. Nou, die van jy wat nou rugby liefhebber sal onmiddellik weet, hy was daai Springbok flank gewees, hy was omtrent 'n kragman gewees, en 'n man wat vir niemand teruggedeins het nie. Hy was 'n groot ou gewees, en sterk, en hy het ook 'n, wil ek amper sê, so geniepsige rugby-styl gehad. Kyk, as jy op sy pad gekom het, het hy nie vir jou genade gehad nie, en hy het alles wat hy het hy in jou ingeklim. Jy weet, as ek myself nou moet vergelyk met hom, jy weet, hy is hierdie groot sterk man, en ek is hierdie kleinerige oukie, sy bobeen was min of meer so dieselfde omtrek as wat my bors was, seker nou nog is, maar Walt Baartman was hierdie, ek het 'n groot bewondering vir hom gehad. Ek dink hy's 'n fantastiese speler. Hy het natuurlik sy Springbok klere en al gekry, so ek praat met deernis en dink, wat 'n wonderlike rugby speler was hy nie. Maar so het dit nou gebeur dat my paie nou ook met Walt Baartman gekruis het, jy weet, so as 'n ou se paie met Walt Baartman kruis, jy weet, dan is dit nogals vir iemand wat 'n ondersteuner van hom is en van hom gehou het as rugby speler, al was hy so moeilik, en al het hy vir die Sharks gespeel en vir die Transvaal gespeel in plaas van die WP Stormers, maak nie saakie, ek het nog steeds bewondering gehad. Hy was een van die spelers, as hy teen my was, jy weet, teen my span, dat ek niks van hom gehou nie, maar as hy vir Suid-Afrika gespeel het, dan was ek mal oor hom gewees, maar dan het hy ons nou nie goed gedoen wat ek van hom. So gebeur het ek het al voorheen vertel van die Suid-Afrikaanse weermag rugby week, wat ek nou met Jaco Reinagh te doen gehad het, en Chester Williams en 'n paar ander die voorreg gehad om te speel, en waar Baartman is toen ook een van hulle. So speel SPD speel nou teen, vir wie ek nou speel nou teen Transvaal, hy het toe vir Transvaal gespeel, en ons praat nou hierso van 1989, en so draf ek op, en almal is nou baie bewus van Walt Baartman wat speel, want hy is een van die Springbokke by die toernooi, en soos jy kan verstaan, daar is nou redelike skare wat toe nou kom, om die wedstryd nou te kom kyk, en dan eintlik maar vir Walt Baartman te kom kyk. Daar was 'n paar ander Transvaalse spelers ook in daai span gewees, daar was ook 4 of 5 van die Transvaalse Curriebeeker span, wat toe nou in hierdie weermag Transvaal span, so hulle was baie sterk gewees. Maar toe ons nou opdraf, dit is binne die eerste 5 minute of so, wat ek agterkom, maar Walt Baartman kyk maar almekaar vir my, en as dit nou by 'n volgende skram of beweging is, dan sien ek, dan kyk hy vir my, as hy by 'n lyn staan, dan kyk hy vir my waar ek is. Jy weet, ek begin toe later al ongemakkelijk voel, ek wonder hoekom kyk hy vir my, en ek staan op binne senter, so ek is nie baie ver van hom af nie. Ek het later omgekyk, of kyk wat nie, iemand hier agter my is, vir wie hy so kykie, maar hier is toe niemand agter my nie, en ek besef nou, wat is vir my wat hy kyk. En ek sê, kan nie lekker verstaan, maar so gaan ek nou maar aan ek speel, en dan sien ek net, Walt Baartman tel die bal op, en dan sien ek, hy neig hier in my rigting in, maar gelukkig is dit al die dingen losgemaal, so ek kon nie by my uitkom, en ek besef toe, maar Walt Baartman wil nou hier na my toe kom, en ek sou later, toe die wedstryd er verby is, sal ek agterkom, maar Walt Baartman het die manier gehad, as hy opgedraf het, dat hy gekyk, wie is die kleinste ou in die agterlyn, wie hy kan intimideer, en dis uit die aard van die saak toe nou ek, en so gebeur het, dat ek die eerste helfte nou heeltemal sy, weet hom vryspring, dat hy nou nie, ek doen vir hom te tackle, of hy nie op my afstorm nie, maar die tweede helfte het pas begin, en toe kry Walt Baartman die bal het losgemaak, maar ek sien, hy storm na my toe, reg het op my af, nie links of rechts nie, hy is nie gepla oor die loskakel, die kant of die sente, die kant nie, hy kyk nie eens vir hulle nie, hy kom, hy het so evens vooroor gehardloop, en hy kom met die groot bene, bobene op my af, jy weet, en ek vat hom ons nou maar, hier so onder sy blad, jy weet, as ons nou langs mekaar gaan staan, en ek sien toe nou oor, hier kom Walt Baartman vir my, hy gaan vir my slag, jy weet, en ek weet jy wat wil doen nie, jy weet, ek kan ons nou nie deins nie, ek is nie type ou wat gedeins het nie, daarom sit ek met al hierdie rugby-beserings van vandag, ek het maar die groot ouens getackle, nou, maar ek moet nou vir jou sê, toe hy nou so op my afstorm, dus ek weet, ek kry so 'n bang gevoel op my, en ek kyk so rond, of waar nie iemand is wat naam is, wat my kan help, maar so sien ek ook, ek sal nou maar vir Walt Baartman moet tackle, al stoor hy nou met die wrede kyk in sy oor, weet, soos 'n ou wat nou van my wil kom doodhardloop, en ek kry die gevoel, dat is nag vir my, dis verby, hulle gaan my afdra, ek weet nie of ek gaan wakker word nie, en toe hy nou so naby genoeg is, toe sak ek nou maar af, jy weet, ek moet nou maar hier om die enkels probeer in die hande kry, dat ek nou sy slag, nou die mis, ek weet, hy net vir my te erg vang nie,
En toe hy nou so gereed maak om my te slag, en ek gaan nou af om hom te tackle, en ek wag nou vir daai knie en my ribbetjie wat hulle my gaan afdra, of my wind van my uitstamp, of hy teen my kop, wat hulle my latch out gaan wees, gaan ek nou maar af, jy weet, en toe ek hom nou net so amper aan die een been toe nou beet kry. Ek het hierdie groot vriend gehad, hy het 'n flankgespeeld, sy naam is Lenny, en hy sien toe sy vriend is in die moeilikheid, en hy kom van die kant af, en hy besef toe hy met sy vriend help, en sy vriend is regtig in die nood, en toe ek nou afgaan om vir Waal Baartman te tackle, dis toe dit Lenny, kyk, het een van die ouens net seenings, jy ken mos die ouens wat net seenings is, maar hy is kliphard, kom Lenny en Waal Baartman het hom nou nie verwag het, en hy slag vir Waal hier van die kant af, en soos wat hy nou vir Waal tackle, gryp ek ook vir Waal hier om die been, daar lê ons drie nou, Waal lê hier so, en ek lê langsom, en Lenny lê bo op ons, en nou Waal kyk so vir my, hy kry so glimlag op sy gesig, en ek weet nie wat nou aangaan nie, hy sê vir my, nou is jy dan baie gelukkig nie, ek sê vir hom, ja, ek weet ek is, en ek spring op, en ek hardloop weg, gelukkig ek vir die rest van die guy wat ek dan nooit weer met Waal te doen gehad het, Lenny het my beskerm, so dit was die dag wat ek met Waal Baartman te doen gehad het, en ook amper daai dag seker die lewe gees gegee, as hy my die regtig in die hande moes gekry het, maar dankie toch, daai dag het ek vir vriend Lenny, na die wedstryd, het is daar na die Weermacht kroeg toe gegaan, en daar het ek vir Lenny daar aan 3 biere gekoop, omdat hy my lewe gered het, en was dit hier lekker altyd, ek was so verlig, so dankbaar teen my vriend, dat hy so gunstiglik vir my uitgehelp het. Nou, ek dink jy gaan verstaan, hoe gevoel het as jy dit vuistpunt, dat Waal Baartman, met die boebene en die heupe, en die groot man, zwaar man, as hy dat vir jou moes geslag het, dan was het dan seker verby met jou, soos wat ek gedink het het gaan wees.